Ons aanbid 'n God van lewe. Voorspoed, die voorspoed wat hy vir jou wil gee. Amen. Prys die Here, ons om te hoor. Ons kan sing Immanuel, God met ons. Want elke dag is al teenwoordig. Amen. Right was, die vyand kan nie teenwoordig wees. Ek dien altyd vir mense, daar waar God se gees is, kan die vyand nie wees. Amen. Hoor, ek kyk hoe jy saam by staan. Daar waar God se gees is, waar sy krag is, sy autoriteit is, kan die vyand, die duiwel nie wees. Amen. Amen. Gee die Here lof. Amen. Baie dankie vir die rede, pastor. Dis 'n voorreg om hier voor te kan staan. Ek voel so hoekies. Maar ek sal nou miskien afgaan. Prys die Here. Ek het vanoggend so hier by 2:30 te word ek nou wakker. Ek het so 'n paar boodskappe wat ek graag wil bring. Maar dan sal dit los vir die toekoms vorentoe. Maar daar's iets wat by my opgekom het as ons hoor daar vir die getuienisse wat uitgaan en al die goedjies. En ek hier waar ek staan het ek 'n baie groot getuienis. En hierdie man sou 2 jaar terug sy voet verloor het. Die so lank gehad van 4,5 centimeter, so groot. Ek dink ek was al die gewees het in my gepunt. Ek gaan al trap op hom en ek kan loop, maar ek is nog steeds versigtig. Hoor mooi, 2 jaar terug wil hom afgesit het. En ek sê jou nou, al wat ek gedoen het, ek gaan sit by my bed. Elke oggend as ek wakker word, dan vat ek my voet, en kyk ek om so, dan sê die Here, jy is 'n mooi voet. Jy is oulik. Wow, jy behoort hierso aan hierdie liggaam. Jy gaan nie asblik toe soos wat die dokter sê met asblik. En jy moet dit glo van my. As jy vanmôre sit nie met 'n probleem, wil ek vanmôre vir jou sê, jou omstandighede kan verander. Want ek wil bid 'n God wat lewe, wat oorvloed het, wat vir jou wil gee, wat sy gedagte aangaande jou is wat? Teëspoed. Amen. Nee, is voorspoed. Wie teëspoed? Nou wie teëspoed? Kunnen we steek nog alles op? As jou hand al sak, steek jou onder toe, nee. Okay. Ek wil met jou praat oor iets hier, in die Engelse woord wat ek hier geskryf het is, just kill me now. Maak my nou dood. My sussie toe luister na jou getuienis. Dink ek, kan jy ook op 'n stadium sê, dit gaan goed. Here, maak my net laat verdwyn. Dit dinge wil net nie uitwerk nie. En ek jy sit jy vanmôre en ons weet nie wat regtig in ons lewens gebeur, of wat vir ons mag nie. Hoor wat hierso, dan wil jy met jou woord tot pad by 1 Konings 19. As ek nou as jy weet, kom ons staan sommer
met respek vir die woord van God. 1 Konings 19, hy sê in Agab, het aan Isabel meegedeel, alles wat Elia gedoen het, ja, alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Vers 2, daarom stuur Isabel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen, en so daaraan toedoen. Sekerlik sal ek môre sikkeltyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Tot sover. Mag die Here hierdie woord seën en in ons harte bere. Amen. Jy kan ons sit. Sê iemand langs jou, ek like jou. Ja, as jy nou nie iemand kan sien, jy like hom, ag, ek voel die wacht, man. Prys die Here. Halleluja. Ja. As ons nou kyk, en julle ken die verhaal van Elia, en Elisa, en Agab, en Isabel, en alle, Isabel, en hier is my probleem altyd, as ek praat van Elia, dan is het altyd Elisa. Maar begin my as Elisa inkom, waar jy nie moet inkom, hoor. Ok, en as jy gaan kyk na hoofstuk 18, dit is eintlik in vandagse lewe, as jy gaan hoofstuk 18 deurgaan, is eintlik dit, in die jong mense se lewe, is dit eintlik 'n cool hoofstuk. Dis cool om dit te lees. Weet jy hoekom, want daar is baie, en dit is vir enige pastoor, evangelis, of 'n leier van 'n kerk, om deel te kan wees. Dis 'n droom, so wat hoofstuk 18 verduidelik, daar wat dinge gebeur, en as jy gaan luister na, of gaan lees wat sê 18, gaan jy sien, dat hy dinge gedoen, Elia het dinge gedoen, en gesê, dit is op die woord van die Here wat ek te doen. Hy het, die klippe gebring, en hy het die altaar herstel, en al die goedjies, en hy besluit, hoor hierso, dis nou moeilikheid, maar ons wil hê, daar moet krag in ons plek wees, ons wil hê, daar moet herlewing in ons midde wees. Weet jy wat, my begeerte vir julle as kerk, en vir die leierskap van hierdie plek is, dat hierdie plek moet uit sy nate uit kan bars. Amen. En ek hoor jy glo dit. En as ek klaar is vanmôre, wil ek hê dat jy moet kan besef, hoekom gebeur sekere dinge in my en jou lewe, wat die reg is. En jou omstandighede wil nie werk nie, want die droom wat ek en jy droom, is nie eintlik regtig 'n droom nie. Ons wil nie, want dit is maar net figuur taal. Weet, dit is maar net daar. Maar nou wil ek vandag vir sê, met die krag en die heerlikheid van God, met die autoriteit wat hy vir my en vir jou gegee, kan ons 'n verskil maak in die gemeenskap hier buitekant. Hoor my mooi, dit is nie net wanneer die kerk sing en mense hoor jou daar buite nie. Dis nie net wanneer jy uitgaan op straat en jy verkondig die woord van die Here nie. Dis die droom wat God vir jou wil hê, is om 'n kind van die Here te kan wees. Wanneer jy spreek, gebeur daar dinge. Amen. Waar in jou lewe het jy gesien, 'n stuk yster val in die water, 'n byl val in die water. Dan kom daar 'n godspanne en hy vat net 'n stukkie hout en hy gooi dit in die water en daar dryf daai yster. Wil ek jy dit sien? Amen. Wil jy hê dat jou omstandighede moet verander, die dinge in die kerk moet verander? En in vandag se tyd, wat ek vandag moet sê, is die vyand lustig. Hy gaan die kerk aanval. Weet jy hoekom? Jy gaan dit nou hoor. Hy val die kerk aan en ons is te dom, as ek dit mag sê. Ons is te dom om dit agter te kom, dat die vyand besig is. As ons kyk na hoofstuk 18, Elia het eiehandig saam met die Here. Wat mooi? Het eiehandig saam met die Here. Saam met die Here. Nie ek myself of Elia by homself nie, maar hy saam met die Here het hy koning Agab het hom aangevat. Onthou hy is die koning. Ons het die reg om ons politieke partye vas te vat in die naam van die Here. Ons kan nie nou opdag en net daar gaan sê, luister, ek ruk jou in jou baardjie rond en sê jy moet nou luister as ek praat. Die Here sê so nie. Maar deur dit wat in jou is, wat ek vanmôre vir jou sê, die liefde, die vrede, die blydskap wat in jou is, moet kan afspoel op hulle. Ek kan sê ek wil graag wees soos wat jy is. Hoor wat ek sê, dan sal die politieke mense kan verander. Maar hoe meer ek en jy hulle backcheck en vir hulle sê, luister, ag julle weet nie wat julle doen nie, die Here gaan julle straf en wat. Wanneer begin ons bid? Wanneer begin ons bid? Wanneer gaan ons begin bid? Wanneer gaan ons bietjie kommunikeer met die een wat die antwoord het? En terwyl hy
gaan aanval, roep hy sommer lekker windie, soos ek. Roep sommer 450 balpriesters by mekaar, en nie net 450, hy roep nog, Samuel se 400 wat haar aanbid, en wat aan haar aan tafel sit, roep hy saam en sê, kom op na die berg toe, ek wil julle iets wys. Vanmorgen wil ek vir jou sê, elke keer as al, advertensie uitgaan en sê, hoor, so Sondag is al kerk, is dit 'n oproep vir jou om na die huis van die Here toe te kom, om sekere dinge te kan sien en te kan waarneem, en ek mag windie wees, die pastoor, die leiers mag windie wees om te sê, luister, kom op na die huis van die Here, want hy weet, want ons weet, daar is krag, daar is autoriteit, en hy het gewaag om hierdie ouens voor hom toe te roep, en so sê, kom ek wil julle wys, en hy vra net een vraag, maar wat vra hy? Wat vra hy? Kom ons kyk, en hy vra dit vir die priesters, die balpriesters, kom ons kyk wie se God antwoord. Hy het nie gesê, kom ons kyk wie se God antwoord met vuur nie. Hy het gesê, kom ons kyk wie se God antwoord. Want as julle God aan antwoord, dan moet hy God wees. Maar wanneer my God antwoord, moet hy God wees. Amen. Nou wat se God dan beteken vanmorgen? God antwoord. Hoekom? Want ons het 'n getuienis om te weet te sê, Jesus God, ek het 'n getuienis om te kan vertel. Hy sê, wow, die Here doen dit nog steeds. Amen. As ek by die Here se voete bly, gebeur daar groot dinge, groot dinge. Kom ons kyk, wie se God antwoord? Hulle begin hulle sny. Hulle begin hulle krap, tot die bloed spat. Nou dink vir jouself, dit is net as ons hierdie kerk moet kom en ons moet hier by die altaar lê en ons moet ons begin stik en sny die krap, dat die Here moet antwoord. Dink jy die Here werk so? Dat is nie manier. Dan sal die vyand kom en hy met hierdie gesiggies wat hulle in die boeke teken van, hoor ek wat jy uitkom en bloedgevlekte gesig en tande en al die goeders, en hy maak jou bang, want hy kom hier voor en die kinders hart weg, want dis die duiwel. Dis nie die duiwel lyk nie so nie, en ek gaan nie so na jou toe kom om jou bang te maak. Die duiwel is nie daar om jou bang te maak. Hoor, ek gaan jou nou sê, hy is nie daar om jou bang te maak. Maar hy is daar om jou te laat besef, hoor jy so, ek roep, maar daar is nie antwoord. Ek sny my stikke, daar is nie antwoord nie. Ek krap, ek gaan te kere, daar is nie antwoord nie. En weet jy wat doen Elia? En ek het baie keer sit julle hierbo, dan kyk julle so oor die mense, dan begin julle lag hier in julle binneste. Ek sê, Here, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie. Kyk, hulle het hande soos die instrumente, ons het dit om te gebruik, ons het 'n stem om te sing, ons het voet om te dans, ons moet wees soos 'n ribbok, ons kan wys voor die Here. Maar hier ons lê, en ons klee, en gaan mal, en dan sê hy, ag nee man, nee. Nadat hy so van hulle kyk, begin hy die altaar, en hulle kan het gaan lees, en dit is so mooi, hy sê dit hier so, daarop neem die 12 klippe, volgens die getal van die stamme van die Jakob se kinders, tot die woord van die Here gekom het, om te sê, Israel sal jou naam wees. En hy bou met die klippe, en hy bou met die klippe, 'n altaar, in die naam van die Here. Amen. Ja. Ons kom gewone kerk toe, of ons gaan buitekant toe, maar ons beweeg nie met die krag en autoriteit. Baie keer ek het 'n ding begin met my vrou, ek is so bietjie slaap gelê daarmee. As sy die oggend opstaan, sit ek haar bo op kop. Sy is 'n geseënde van die Here. Wanneer laat jy jou vrou of jou man net so, net jou hand op 'n kop gesit en gesê, seën. Of jy haar sit mekaar maak, sê weet jy is 'n geseënde van die Here. Maar ons wil dit doen, ons kom in die kerk en ons wil net kom sing en sê, jy is persoonlik, sê hallo, en dan gaan ons huis toe. Maar wanneer ons in die aanbidding is, wanneer ons by die altaar is, wanneer ons hier die altaar wil reg hê wie voor, moet ons die vreemde vuurde op hierdie altaar toelaat. En 'n vreemde vuur is wanneer jy kom met 'n verkeerde gees hier binne in, kom en sê, Here, hier is my lofoffer, maar jy het nie reg gemaak nie. Maak reg met die ou wat jy fout het daar buitekant. Die woord van die Here sê Matteus waar hy leer, die Onse Vader, kan jy sê,
die Vader sê, die Hemelse Vader sê, julle vergewe, as jy jou mense vergewe. Van jy daar vergewe. Wanneer jy vergifnis wil kry, moet jy jou boetie kan vergewe, want dan kan God jou vergewe. Maar ons kom na die altaar toe, ons kom in die huis van die Here, maar ons nou net met iemand beklei buitekant. Ons het nou net vir die taxi iets gewys. Come on. Ons bou 'n altaar en ons gooi dit wat nie daar moet word nie. En weet jy wat? Die Here aanvaar dit nie. Onthou net, hierdie balpriesters, hulle het hulle klippe gepak en hulle beesgeslag en daar gesit, hulle gesit in beesgeslag, en daar was geen antwoord nie. Daar was nie eens 'n beroering, sê die woord, van iets wat kan gebeur nie. Maar toe Elia nou moeg geword het, ek dink baie keer word ons as leiers moeg, om te sê, hoekom moet ons so sukkel? Iemand het nou so 2-3 weke vir my gesê, ek gaan nog een keer probeer, en dan is het klaar. As ek aan die werk nie, weet jy wat? Dit gaan nie oor wat jy doen. As jy dit doen wat God vir jou sê om te doen, jy sal sien hierso, het ek geskryf, wanneer hierdie altaar gebou word, het Elia besluit, hy bou hierdie altaar weer in die naam van die Here. Amen. Nie in die naam van 'n pastoor nie, nie in die naam van 'n kerk of organisasie, maar hy kom in en hy bou dit in die naam van die Here en hy sê, Here, ek erken U as die verlosser saligmaker in my lewe. U is my God, U is die antwoord en ek sal vra totdat ek geantwoord word, totdat U gaan kreupel is. En ek kom so en ek bid baie keer vir mense wat seer het en wat kreupel is en dan ek bid nie jaar vir pastoor, ek bid nie jaar vir 'n jong man, jy ken vir jou pastoor by jy. Was in sy kerk gewees, 'n jong man, 21 jaar oud. Hy was by 'n konferensie en die ou het van sy skyfie. Hy's doofstom en alles en hy sien my by die kospot want ek was kampkommandant op daai stadium. En toe hy sien, toe vat hy die sigaret en hy trek so laaste sytjie en hy gooi hom so op die grond en hy trap hom dood en hy sê vir my, hy is op sy taal, hy is so klaar. Ek sê, wow man, goed. Sondag aan maak hulle uitnodiging, Pastor de Meyer nooi my sê, hy sê, kom bid asseblief vir hierdie oukie. Ek weet nie waarvoor, maar ek moet gaan bid. Ek kom na voor en sê, waarvoor moet ek bid, Pastor? Hy sê, hierdie oukie is doofstom, my kinders wil nie bid dat hier opgewees. Ek sê, dis mos net wat ek sê. En ek sê vir myself, want my begeerte was altyd om agter iemand te staan wat nie kon hoor nie, en so te maak. Net om iets agter ou te sê, hoor ek my hoor. Dit was my begeerte al jaar. En daai jaar maak die Here daai man se ore oop. Moet ek nou sê, en ek jaag almal van die verhoog af, almal wat daar voor hom staan, sy mamas jaag hierdie kant toe, almal weg. En hy gaan staan agter hom, dat hy nie my kan sien of las nie, en ek klap my voetens. Ek sê, wat maak ek? Hy sê, hoeveel keer doen ek dit? Hy sê, 3 keer. Ek sê, prys die Here. En ek kry so witjie gevoel in my, ek sê, hoor nie, maar nou gaan ek bid vir sy tong. Hoor my mooi, ek weet by God is alles moontlik. Hy kan die tong aanraak. En nou begin bid vir die tong, en ek vat die Bybel, ek sê vir die jongman, ek sê, luister, hierso lees gou vir my daar. En hy word kwaad. En hy kan nie lees nie. En ek besef net daar, luister, hierdie man is al van geboorte af, het hy nog niks gehoor, hy kan nie klanke verstaan nie, hy kan nie daar gaan lees wat is A, B, C, S, W, wat ook al. Maar by God is moontlik. Ek sê hom huis toe. Ek dink was 2 of 3 weke daarna, kry ek hom op en sê, hoor hierdie ou praat al, hy lees Bybel. 'n maand daarna, hoor ek, hy het weer teruggeval. Weet jy waar was hy? Waarheen is hy? Terug wêreld toe. Daai jong man van 21 jaar, het dit wat God vir hom gegee het. En kyk, God, dit wat God gee, gaan hy nie terugval. Hy het oorwinning, hy genesing gegee. Jy het die keuse wat jy gaan doen. Gaan jy op een, baie keer vraag vir Here as ek vir mense bid, dan sê die Here vir my, is dit regtig wat jy wil hê? Wil jy hê hierdie mense moet genees, moet hulle uit die rolstoel kan opstaan? Sê ja, Here, dan natuurlik. Hy sê, maar wat nou as dit nou weer gebeur? Hy staan uit op 'n rolstoel en jy sien hom nooit weer in die kerk. Ek dink die Here het vir ons die wysheid gegee om baie keer te bedink, maar ek van die Here op sy woord. As die Here vir my sê, luister, jy sal nie krankheid hê nie.
glo dat jy kan opstaan uit jou rolstoel uit. Jy kan jou hande kan reg trek, jou oor kan hoor, jou oor kan sien. Sal ons nou hier buitekant gaan 'n leeflinge kom, maar sê spoekie op die grond, maak klein smeer net oor sê gaan was jou gesiggie. Sal ons dit doen? Jy sal nie dit doen aan my nie. Ek gaan dit te mooi, my oor is nice. Maar wanneer die Here 'n ding doen en hy wil 'n altaar herstel, moet ek nie jy toelaat dat die altaar reg is. Hoor gou hierso. Na die altaar gebou word, kom Elia en hy's wind hier. Maar hy doen dit met die autoriteit en die krag wat hy het in die Here. Kom en hy sê, bring vir ons nou, sit jou op. Bring vir ons die offer wat ons gaan offer en bring sommer vir my water. Nou ek wil vir jou vandag sê, daai tyd was al droogte in Mosul. Daar was nie gereën vir 'n sekere paar jaar. Dit was droog. Die koning het, as hy wil water vir sy diere gehad het, moes hy sy mense wegstuur in die land uit om water te gaan skep in 'n ander land. Want sy eie land waar hy die koning is, kon hy nie water kry. Nou dink jy net hoe spesiaal moet hy water wees, wat Elia gevat, ek sê, bring my die water, kom ons gooi dit oor hierdie altaar uit, of hierdie brandoffer uit. En hy het dit gedoen en hy gesê, nee, bring vir my weer. Daar het ons gesnoot op ons opgegrou, nee. Dus ek bring vir my totdat dit oorlopers te vol was. Dit is wat ek wil hê. Wanneer ek as 'n lewendige offer voor God staan, wil ek hê dat die lewende waters moet oor my stroom en uitstroom en uitborrel, nie net na my toe nie, maar na jou toe en na die ouetjie daar buite, wat hy moet kan sê, luister, dit is daai God wat jy aanbid, dit wil ek wil aanbid. Hoor my. Om iets te bewys, het hy alles nat gemaak. Om te sê, watch it, kyk hier. Nou ek daag hier vanmorgen uit. As jy 'n altaar het en jy het 'n probleem, sit jou offer op die altaar. As jy finansiële krisis het, hoor wat ek sê, sit jou offer op die altaar. Amen. As jy krankheid het, sit hom daar op die altaar. Weet jy hoekom? Want die Here gaan vir jou iets wys, bo natuurlik. En Elia sê, Here, antwoord my. Wat gebeur? Daar kom vuur uit die hemel uit. En daai vuur is soos 'n verterende vuur. Dis Christus Jesus wat sê, luister, ek vat jou laste. Ek maak dit myne. Ek kanselleer jou probleme uit. Deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. Prys die Here. Glooi dit vanmôre. Amen. Deur sy wonde het daar vir my en jou genesing gekom. En ek jy moet dit kan vat en kan sê, yes Lord, we will do it. Daai droogte en hongersnood in die woestyn gedeelte sal verwyder word en vernietig word en daar sal strome van lewende waters sal hy daai dorpplek uitkom. Ek en jy moet dit net toelaat. Miskien moet ek en jy, miskien net nie hier doen nie, maar kom ons net 'n bietjie op die ander kant. Want hierdie kant het jy net heeltyd gebou en gekrou. Die ander kant is die Here, ek geloof vir die antwoord wat hy vir gaan stuur. Amen. En ek sê, hoe God is, hy doen dit, hy sal die lewe omstandighede sal verander. En Agab, nadat hy klaar is en die Here het geantwoord, sê hy vir Agab die koning, hy sê, luister, koning, jy weet dit nou gou nog. Ek dink net as ek nou vir Pastor Jackie moet sê, jy moet gou maak, jy kom daar lewe. Is jou mense in plek, jou God is in plek. As jy vanavond 100 mense hier instap, sal met julle, kan julle dit hanteer. Hoe gaan die mense benader word? Want as jy 2 of 3 business stop, ek praat van kinders wat die Here nodig het. Hoor wat ek sê. Hy sê vir hom, maak goud. En hy sak neer. En hy sê, Here, ek soek hulle. Ek soek die gees, ek soek jou salwing soek ek die boer op my. En hy sê vir koning Agab, maak goud. Dit kom. Nou ek glo dit by julle. Ek kan vandag vir julle sê, maak goud. Klim op julle wag. Klim op jou pad. Klim op jou kar. En hier kom 'n ding. Amen. Klim op jou stoel. Nou hou jou stoel vas. Ek het kerk gehad
van die Here wat die Here ons gebless het, my eerste gemeente wat ek gehad het. Die Here ons so gebless het. Een kerk so dans ons en ons het, daar was 300 stoele, 350 stoele in die kerk gewees. En weet op een stadium, hoor my mooi, op een stadium bless die Here die sonneskool so, dat ek daarna vir die gemeente sê, luister, wanneer ons open met gebed, nie lewe by jou stoel, jou stoel vas. Want wanneer ons die Here loof en prys wat die Here dit doen, en ons gaan te kere, dan kom die kinderkerk in en ons steel die stoel ons uit, en dan gaan sit buitekant. Ons het op een stadium 450 kinders in die kinderkerk gehad. Weet jy wat hulle kerk hou? Kinderkerk hou, onder die bome. My kantoor, die bidkamers, onder die bome, by die toilette, daar het almal gesit. Natuurlijk vat hulle ons toe, maar die een dag besluit ons nie vergeet het, julle sal nie. Ek wonder wat het hulle gedink. Maar ons moes plan maak, want die plekkie was so groot soos wat hierdie plekkie was. En die Here ons gebless en ek spog nie daarmee, die Here kry al die eer daarvoor. Ons het daai kerkie, daar gehou met 650 mense in daai kerkie. So groot soos wat hierdie plek is. En weet jy wat? Ons het elkeen geleer om die werk te doen, as daar iemand daar aankom. Op 'n stadium het ons net gesê, kyk, ons gaan nie uitreiking doen nie. Ons kan nie uitreiking doen nie, want hier is nie 'n plek nie. Ek weet nie of julle uitreiking doen nie. Maar wanneer jy wil hê dat hierdie altaar moet vol wees van sondaars wat in harte kom, sê ek my hart vir die Here gee, moet hier altare wees en mense wees wat sê, luister, ek gaan jou hand omhoog hou. Hier moet manne wees wat hierdie pastoor se hand kan omhoog hou. Wanneer hy hier is en die volgende is het beheer hiervan, moet die manne wees wat sê, luister, as dit lyk of jy te swak gaan, nee, is ons daar op die armshoogte. Ons gaan hier die geveg wen. Ons gaan. En Agab neem sy perde waar, daar gaan hy. En in 'n hoogwind, hoor mooi, wat tik jy oog hou. Net soos jy oogte, so kan die Here verander in jou lewe. Hy sê in 'n oogwind is hemel swart. Terwyl hierdie mense op pad is terug, hardop hulle, Agab is op pad terug, en hier kom 'n godsman, hier kom 'n prediker, een wat die woord verkondig, maar as jy nog gaan lees vooraf, kyk, hulle wil hom doodmaak, hy was die enigste profeet wat voortgebly, nadat al die ander profete doodgemaak is. Nou hy was skrikkerig gewees, om vir die man te sê, luister, gaan sê vir die koning, ek is hier. Want toe die Here met hom praat en hy kry daar autoriteit, toe gaan staan hy en hy sê, yes, hier is ek. En hy roep hulle, sê, kom staan op die berg, ek gaan julle iets wys. Raai wat? Terwyl hier die koning met sy perdekar en sy Mercedes-Benz op BMW of wat ook al hier verby, ja, nee, op pad terug na sy paleis toe, kom die priester of die profeet, die pastoor, kom hy verby gaan toe. Dink dit nie? Hier hard ry jy 130, 140 op die highway en hier kom pas so Jackie voorbij gaan. Wow. Dit kan gebeur. Wat sê jy? Amen. Prys die Here. Kan jy hardloop? Ja. Nie vandag nie, maar hardloop. Maar dink er net vir jouself. Jy reis so en jy sit met hierdie bekommernis. Ek moet nou by 'n plek uitkom, want anders gaan ek dit verloor. As ek nie nou by daai boeke uitkom nie, het ek dit nie. As ek nie nou daai deal slaan nie, het ek dit nie. Raai wat? Jy gaan sien, hier kom iemand wat verby is, wat God se autoriteit en krag het, en gaan vir jou doen. Dink nie daaraan. Terwyl hy so hardloop, het ek hier geskryf, dat is Gods manne se gebedslewe, wat kragtig in werking gestel word. Wanneer jy 'n gebedslewe het, en jy bid God, die koning van die konings, en jy weet, dis daar waar jou antwoord kom, en dis daar waar alles beantwoord kan word, as jy uitroep na hom te sê, Here, hier is ek, en ek erken, Here, ek het U nodig, is daai gebed, wat jou gaan wys, dat jy het die krag, om vooruit te kan hardloop, al is die vyand agter jou. Hoor mooi, Gods manne met 'n gebedslewe doen meer as 'n gewone man met rykdom in die wêreld. Hoor mooi, as ek kyk na dit wat daar buite kan gaan, jy kan hoe lyk wees, jy kan wat se karre ry, hoor wat ek jou vandag sê. Maar 'n man wat 'n gebedslewe het, en hy het nie nodig om
met die Bybel om die arm op die hoek te gaan staan en te gaan skree, Jesus red my. Wanneer hy daar gaan staan, sal die mense na hom toe kom en sê, hoor jy, ek het 'n gebed nodig. Dis waaroor alles eintlik gaan. Jy kom met krag uit 'n gebedsessie uit en is kragtige. Handelinge 1:8 sê jy sal krag. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Amen. En wanneer jy die Heilige Gees het, het jy krag en autoriteit om 'n getuie te kan wees. Amen. En dit is nie altyd praat nie. Dis jou doen en jou laat ook. Die vrug van die Gees is liefde, vrede, blydskap, al die mooi dingetjies. Maar ons hou vas by selfbeheersing. Ons het nie selfbeheersing nie. Ons sê ons is lief vir jou. Wat gebeur? As ons hier uitstap, dan steek ons mekaar weer neer. Ons het nie daai selfbeheersing nie. Dan hoor jy so. Jy kom met daai krag daar uit, nee, ons mag dalk nie geld en aansien hê nie. Maar 'n gebedslewe kan ons wys dat 'n onmoontlike kan gebeur. Wat is onmoontlik in jou lewe? Dink gou, wat is onmoontlik in jou lewe? Jy hoef my te sê, elke iemand sê, daar is iets wat God nie vir my kan doen nie. Weet jy wat is moontlik in die Here? En as jy gaan kyk na Hebreërs 11:1, geloof is dan 'n vaste vertroue. Kom aan, meneer. Ek lees ons so gou so. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, wat ek kan sien. En ek wil nie altyd net geld gebruik nie, as ek, kom sê koskas, my koskas is leeg. Staan die ag, Here, my kos is leeg. Wat gaan ek vanaand vir my mense maak? Man, al het jy 'n broodjie met peanut butter of. As jy nie peanut butter het, het jy 'n droë broodjie. As jy koffie het of swart koffie, dan drink jy met die swart koffie. As jy wil beskuit hê, jy wil die broodjie, jy sit nie die broodjie bietjie in die son, laat hy net so 'n bietjie kas toe. Dan sit jy met die koffie. Of in jou teetjies. Maar ons moet nie grou oor die gering sou dink jy daar is. Daar's baie dinge. Ek glo daar is 'n geneesheer. Ek glo so. Ek glo daar's 'n baanbreker. Promise keeper. 'n waymaker. Miracle worker. Promise keeper. Maar hoekom glo ons dit nie? Ons glo die reën gaan val en die vuur. Jy kan lees in die Hebreërs 11:1. Gaan lees dit wat daar gebeur het. En kyk, ek kan baie praat. Ek kan baie dinge vir jou sê, soos ek in daai preek. Maar ek wil, as jy nog twee dinge wat ek wil hê, jy moet net gou verstaan vir dit klaar maak. Daar's mense wat sê, predikante wat sê, ek het die salwing van die apostels. As ek bid, word mense gesond. As ek bid, dan daar's 'n wonderwerk. Maar wat? By ons gaan te keer. Uit die gedaante van godsaligheid. Daar's geen krag nie. En ek hou sekere mense dop en terwyl hulle so bedien, hoor wat ek sê, bid hulle en sê, Here, dit in die naam van Jesus en al die goeders, en die een vrou sê, ek is sommer nou kwaad, want die Here het my nie gesond gemaak. Ons bid vir die invulling van die Heilige Gees, hierdie ou salf en hy gaan te keer. En die een ou kom net verby en hy sê, luister, praat net 'n bietjie harder, toe hy nou vir die ou sê, praat 'n bietjie harder, woep, hier breek jou deur en hy begin 'n tale praat. Dit gaan nie oor wie jy is nie, dit gaan nie oor ek spog, dat ek hierdie pastoor is, of wat nie. Dit gaan oor dit wat binne in jou is, die liefde van die Here wat in jou is, wat uit moet straal na buitekant toe. Amen. Amen. En terwyl hierdie man verby hardloop, gaan jy baie mense kry wat verby jou gaan hardloop. Want ek en jy sit agteroor en sê, okay, ek is maar, yes, happy go lucky. Want dit sal nog gebeur. Wat sal gebeur? As Agab besluit het, luister, ek volg Elia. Ek vat daai krag wat Elia, daai autoriteit wat hy het. Ek kan vaar sy God. Sal hy nie in hy waal gewees het nie. Hy sal nie agteroor sit en sê, kom dat ons beweeg nie. Weet jy wat, die volgende oomblik op 'n ander geleentheid is Elia binne in die waal.
En ons almal ons weet baie in Elea gegaan, nee. Hy het nie gejaag na 'n wêreldse plekkie toe om hom te gaan beskerm teen die reën nie. Hy is opgevat met 'n 4 perde wa. Hy is opstaan aan die Here toe. Dis daar waar jy wil wees. Maar ek en jy kan in hierdie lewe kan ons ook op 'n 4 perde wa ry en ons kan die heerlikheid van God ervaar en vir die wêreld kan wys waar ons aan ons mantels sal afgooi na iemand toe wat dit nodig het. Maar ons kan nie, ons is te bang, ons predikante is te bang om ons mantels te gooi na iemand wat daaronder staan. Van die ouens nie op die plek waar hy moet wees. Maar wanneer jy vra, en ek dink Elisa het vir Elia gevra, ek sal 'n dubbel maat van jou sal. En dit wat die Here vandag vir my en vir jou sê, vra vir my, en hy sal vir jou gee. Nie miskien nie. As jy vra Here, dis op sy tyd natuurlik. Jou my en jou tyd. Hoor mooi. As ons wil hê iets moet by die huis of by die kerk gebeur, dan moet ek en jy uit ons gemaksone uitkom. En nie op jouself vertrou. Nie op jouself kan vertrou. Dink jy almal gaan gelukkig wees? As jy nou hier opstaan en jy bid nou vir iemand wat krepeel is of wat siek is en hy word gesond. Jy wat huweliksprobleme het, jy wat heeltyd met drugs te doen het en al daai goedjies, die mense meet jou. Ek meet jou, ek doen van myself. Ek meet jou om my geluk te meet, om te kyk of ek reg is. Ek het nie nodig om na jou te kyk nie, maar ons sit in die kerk en ons meet mekaar. Sê, jy daai gaan dit nie maak nie. En weet jy wat doen die vyand? Dis al wat die vyand moet doen. Stap op met mekaar. Dis al wat die vyand moet doen om te sê, as ek oor sê van, jy gaan dit nie maak nie. Dit gaan nie gebeur nie. Vergeet het. Die kerk is boring. Die pastoor se vrou. En die pastoor, hy moet klein met julle. Is nie moeite werd nie. Dis wat die vyand vir jou sê. Hoekom moet ek kerk toe gaan? Hoekom moet ek op Sondagoggend hier wees? Hoekom moet ek 'n bid hier bywoon? Dis wat hy wil hê dat jy moet tevrede wees met dit. Want dit gaan oor dis ek het besluit, ek gaan die kerk toe vanaand nie. Ek het besluit, ek gaan nie dit doen nie. Ek het besluit, ek gaan nie vir jou bid nie. Ek gaan alles met die eie ek. Die altaartjie wat jy wil bou en jy wil daai altaartjie bou en jy wil sê, dis my plekkie en niemand. En dit gebeur in die kerk, kan ek jou sê? Oom en tannie, dis niks op julle gebod, jy hoor. Die oom en my vrou sit al laas 2 kussinkies. En ek sê, weet jy sit die mense sit hier om. Weet jy wat gebeur in die kerke vandag? As ek op jou plek moet sit, as 'n besoeker, miskien tog is my plek, kyk van die plek. Kyk wat doen oom en tannie, dan was ons maar agter ons. En nie regtig, hoor, ons weet hoekom, vir daai bord daar hoor. Maar dit is wat gebeur in die kerk. Ons jaag mense weg, want dit is my skien. Dis my kerk. Raai wat is my pastoor, man? Ek. As jy gaan kyk na, wat hy sê in 19 vers 1, Agab vertel vir Isabel, sy word kwaad omdat sy nie aan God glo nie. Nou sy's 'n satanist, sy's 'n duiwelbidder, sy glo glad nie aan God nie. En terwyl jy opstaan en jy begin bid, en die mense sê, maar wat maak jy? Weet jy wat kom op? Wat doen die Jezebel spirit? He's telling you, what is it? Let's kill. Let's just kill him. Kom ons maak hom dood. En hoe maak jy 'n persoon dood in die kerk? Dis wanneer jy begin skinder en sleg praat. Come on. Dis wat die Jezebel spirit wil doen, hy wil inkom. Weet jy wat? Hy wil manipuleer. Ek sal jou vertel wat jy moet doen. Ek sal vir jou vertel, suster, jy speel 'n verkeerde noot. Pastoor, jy is uit tyd uit. Dis wat gebeur. Wanneer jy alles doen wat die Here van jou verwag, hy Sondagoggende, Sondagaande, wanneer jy ook al kerk hou,
En wanneer jou eie ek inskop, is dit nie, dan is dit nie hy nie, dan is dit nie God nie, dan is dit jy jouself. Maar dink gou vir jouself, wanneer jy 'n bietjie op nie begin buig, my pa het altyd 'n woord bedien van bend nie lower road. Die grootste probleem in vandag se kerke is, ons maak uitnodigings vir siele om voor te kom staan. Vir my en my oor is die grootste fout. Want jy staan nie voor God nie. Jy kniel voor God. Jy is met jou gesig gekamer. Maar ons staan in ons eie ek en sê, nee, pastoor, raak my, ek gaan geoffers. Ek mense bedien, sal geen persoon agter my persoon staan nie. Want die Here sal jou nie wat sê ek nie. As jy val jy so. Jy val nie so nie. Of jy val nie vooroor nie. Hoor my, dis tyd. Dis hoe ek voel. Wanneer ek uitnodiging maak en sê, dat iemand wat sy hart vir die Here wil gee, wil ek hê dat hy kom kniel by die altaar. By die Here praat. En hy klaar met die Here gepraat het, broer en suster, kom bid vir die broer en suster. Staan nou saam met hulle, lig hulle hande op. En hy gaan kan maak. Ek het al baie. En wat gaan jy doen as jy by jou vanmôre daar by jou huis opdaag? Of kom sê môreoggend by jou huis opdaag en nie staan nie? Wat gaan jy doen? Dink jy sê wat gaan jy doen? Eers dat jy gaan die deur toeklap, jy gaan skree, en jy gaan miskien in jou kar klim en kerk toe jaag, of waar die pastoor is, want hy is nie wat sterk is. En jy weet, jy krag en autoriteit, wanneer die vyand voorkom, is soos 'n arend wat in die lug vlieg. 'n Arend vlieg daar hoog bo in die lug om te kyk in watse rigting hierdie moeilikheid gaan. Hy gaan nie daar in die storm soos 'n kalkoen onder wees nie. Hy wil bo die omstandighede wees en kyk in watse rigting gaan hy. Hy gaan nie saam met die probleem vlieg nie. Hy gaan omdraai en sê, luister, ek kom terug. En ek en jy moet daai punt opneem en sê, Here, asseblief, hier is ek. En wanneer jy dit kan erken dat dit jy is wat die moeilikheid maak, wat vandag vir jou sê, dan sê jy dit waak. Die duiwel kry geen eer nie. En ek net sê oor die duiwel. Ek het altyd my gemeente geleer, ek wil nie hê jy met die duiwel se naam doen nie. Ek gee hom nie eer. Totdat iemand vir my sê, nou hoe kan jy dit oor jou mense doen? As 'n man grens toe gaan en hy moet sy land beskerm, en jy vertel nie vir hom, hoor jy, dit is 'n vyand daai nie. Hoe gaan jy weet, jy moet hom wegmaak met hom? Jy moet die vyand ken, jy moet sy werke ken, jy moet weet wat hy doen. Maar die Bybel kom so mooi en hy sê, die vrug van die vlees is haat, toes, my goedjies, geldgierigheid en ander. Maar wanneer ons dan kom, dan moet ons net weet, en vandag werk is so, dit is me, I. Ek besluit, gaan oor die ek besluit, dit gaan gebeur. Dit gebeur, kon sê net, Here, U en ek dit maak 'n besluit. Nie ek en die Here maak 'n besluit. Here, U en ek maak 'n besluit. Ek ken die Here eerste in alles. Na die briefie wat Jezebel, wat sy naam Jezebel, vir jou geskryf het, was haat. Sy wil my pad gehad het. En ek wil vandag vir jou sê, sy kan maar vir jou briefie stuur. Hierdie spirit kan maar vir jou briefie stuur. Ek kan vir jou laat vrees. En jy kan bang wees. Maar hoor wat ek vandag vir jou sê. Sy kan jou nie doodmaak nie. Amen. Die duiwel kan jou nie doodmaak nie. Amen. Hy kan nie. Weet jy hoekom? Want die lewe en dood is by God. Hy besluit wie gaan sterf en wie gaan lewe. Prys die Here. Hier is soveel mense, selfs ek ook, moes al dood gewees het. Hulle het vir my en my vrou en my dokter gesê, luister, julle moet met jy groet vanaand. Toe was my inspeksie telling 400 en iets gebeur, waar dit in 5 moet wees.
Toe sê hulle van, Wakka, hy gaan dit nie maak vanaand. En my kind sê, luister, jy ken nie my God nie. Ek kon nie bid nie, want dit was in die toestand gewees. Maar iemand het my hand omhoog gehou, my kind het my hand omhoog, my vrou het my hand omhoog gehou. En ek het geweet, dat is oorwinning. Want ek het daar uitgestap, ek kan die volgende oggend doen. En so, hulle wil my nie stuur ICU toe. Hulle sê, ek gaan dit nie maak nie. Ek verklaar vandag, dat die vyand een liegplek is. Kan jy sê, vyand is een liegplek? Want jy is vanmorgen in hierdie kerk. Want hy het vir jou sê, jy moet nie kom vanmorgen. Dit reën, dis koel, bly weg. Bly weg. Prys die Here, jy lewe wat is hier vanmorgen. Amen. En die laaste dingetje. As jy gaan kyk in vers 3, kan ek ook net goed vir julle lees. Toe hy dit sien, toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. As kind van die Here, toe ek sien dat hier kom 'n probleem, wat het Elia gedoen? Die vrees wat hom aangepak het, eers is hy wakker, hy is vol krag en energie, en hy hardloop hier verby die vyand, hardloop, nou kry hy 'n briefie, en sê, luister, ek gaan jou doodmaak, môre die tyd is jy nie meer, en hy word bang, weet jy hoekom word hy bang? Want hy is ook maar net mens. Nou ek wil vandag vir jou sê, toe hy dit sien, het ek dit verander, om vir jou vanmôre te sien, pas op, sê bietjie pas op, waar jy kyk, is waar jy op pad is. As ek vanmôre in jou oor kan kyk en vir jou sê, waar gaan jy wees? Hoor wat ek nou sê, weet jy hoekom? Want God gaan my sê, as jy vir 10 sekondes jou oor kan toemaak, net 10 sekondes. Net 10 sekondes. Waar sien jy jou nou? Nie in die kerk, ek praat nie van die kerk nie. Kom ons sê, in die toekoms vorentoe. Waar sien jy jou? Hardloop jy langs die koets? Is ek en jy soos 'n Stefanus? Want die mense, toe Stefanus gepraat oor die dinge van die Here, het die mense hulle ore toegedruk en klippe omgetel en gegooi. As die pastoor woord bedien en dit pas jou nie, druk ons ore toe. Dink vir jouself nou vir daai 10 sekondes, as jy nie meer gehoor het nie, wat kan jy hoor? Jy gaan nie eens hoor as iemand 'n klip optel en jy gooi nie. Jy gaan jou tyd verloor. Pas op vanmôre. Pas op vanmôre. Dit wat jy gaan sien, kan jy oplig of kan jy verneder. Jy saam met Elia hardloop die laaste af en autoriteit. Of wil jy soos Agab sit binne in die waan en sê, luister, ek aanvaar dit maar net soos dit is. Wil jy vanmôre aanvaar soos wat jy is vanmôre? Ek wil nie. En as ons op die tafel sit, ek wil net iets noem, jy op die tafel van die Here gaan sit vanmôre. Die Here kom besluit nie. Ag nee, wat, hier mense wil nie luister. Maar hy het nog steeds aan die pad gestap. Weet jy wat, hy het nie eers gehardloop nie. Die konings en almal het hom dopgehou, die wêreld het hom dopgehou toe hy op hierdie pad afstap, met hy kruis op hom. En almal het hom uitgelag, soos wat hulle vir Jakob miskien gelag het, en soos wat hulle vandag vir jou lag. Maar is die moeite werd, die oomblik wanneer hy sy asem uitblaas. Jy sê, yes, dankie toch, Here, halleluja. Maar, na 'n paar dae gaan hy opstaan. Toe daai mense hom soek, en hy wag vir die dag. En hy wag vanmôre vir jou. Hy wag vanmôre vir jou in die toekoms. En dan net, ek en jy is in die toekoms nie.
Ons strewe nog maar. God is al klaar daar. En hy wil jou blessing word. Baie dankie. Mag die Here julle ryk seën en mag die voorreg. Baie dankie.